Ons Here, ons is so diep afhanklik van U. Ons herken U as die bron van ons lewe. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U alleen behoort die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Stem nou vir ons die lig en die waarheid om ons te leer en te lei. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Hemelse Vader, ons kon saamkom, mekaar groet, saam kuier en kon ons saam loof en saam bid in die liedere wat ons saam gesing het. Here, ons is hier omdat U onsself hier vergader het. Elkeen van ons wat hier is, omdat ons U roepstem gehoor het, omdat die Gees ons gewillig gemaak het en begeerig gemaak het om vanmôre hier te wees. Nou bid ek, Heilige Gees, dat U rustigheid in ons harte sal bring. Dat ons die binnekant losmaak van die gejaag en die gewoel daar buite en al ons bekommernisse dan, dat ons net rustig sal luister, dat ons 'n oop hart en 'n oop oor sal hê. En gewillig, Here, ons bely ons swakheid en daarom is dit dat ons vra. Praat met ons en neem beheer van hierdie saamkoms deur U Gees in Jesus se naam. Amen. Nou vandat ek nou die Sondag terugkom het van vakansie af, het ons praat oor die nuwe jaar en hoe sien ons die jaar en is ons reg vir die jaar? En dat ons besef, die vakansie is verby en so baie dinge wat gebeur het en nou sê baie mense, dis nou die fees verby, nou is dit realiteit. Wat? Voel sommer moet sit aan dit. Daarom het ons die jaar begin en gesê, maar kom ons kyk net so klein enkie terug en skep moed uit die Kersfees boodskap. Toe het ons die eerste Sondag van mekaar gesê, ons kan moed skep, want met Kersfees was die aankondiging, hy wat kom, is die raadsman en die leidsman. En hy is die een wat vir ons die pad gaan wys, dat ons die jaar kan ingaan met vertroue, en dat ons iets besonders in die jaar wat voor lê kan beleef. Ons het gehoor oor gesê, as ek die woord in my hart bære, dan sal ek nooit raak op wees. Dit was die eerste boodskap. Die Here se woord, en ek het 'n klomp gedeeltes uit die psalms aangehaal, veral die Psalm 119. Waar ons hierdie woorde hoor, die Here het sy woord gegee. Hy het sy riglyne gegee. Daar is soveel woorde, wette, verordeninge, allerlei woorde om te sê, die Here het vir ons presies kom sê, dis die pad, dis die resep, vir 'n lewe wat ek by julle is, en julle wil seën. Ons het verlede Sondag, toe het ons die gedeelte gehad waar die Israeliete nou vasgekeer raak, daar by die see. So, weer eens gaan ons sê, die omstandighede laat vir ons bang wees. Dit voel dikwels vir ons, soos wat die Israeliete gevoel het. Die Filistyne agter hulle, die see voor hulle. En ek weet nie waar moet ek in nie. Ek is vasgekeer.
En God het hierdie geleentheid weer gebruik, soos God bepaalde keer, as die volk onseker is, dan laat hy groot goed gebeur, om vir hulle te laat moed skep, maar ek is in beheer. Eers begin om te sê, dis wat God gedoen het, en dan dit word om God nog iets by, om te wys, hy is nog steeds in beheer. Nou sit hulle hier en hulle is skielik moedeloos, ag Here, hoekom het ons in Egipte gebly, daar dood gegaan? Dan sê hy, kyk, hoe ek nou hierdie ons gaan verwar, kyk hoe ek die oorwinning gee. En dan sê hy vir Moses, van raak die water, dan sê hy vir hulle, gaan en kyk, ek het die pad opgemaak. Sodat ons kon hoor, God gee die riglyne hoe om te lewe. Maar dan sê hy ook, julle is nie vasgevang in hierdie wêreld nie, want ek het die pad oopgemaak. Die grootste versparring, die grootste drama in ons lewens, is net hierdie wêreldse probleme nie. Maar ook die feit dat ons as verlore mense dat nooit by die ewige Kanaan gaan kom. Dan sê hy, ek het alles gedoen. Die een wat gekom het, is die sterke God, is die verlosser, en die God wat by julle kom bly het, want die sonde is weggeneem. So God sê, gaan, ek het die pad klaar oopgemaak, gaan lewe vir my, met die vrede dat julle my behoort, en ek sal by julle wees. Verlede Sondag het ons nagmaal gehad. Toe het ons begin deur te kyk na die offerandes wat God gegee het, wanneer die volk nou in die tempel was, het hy vir hulle presies gesê, hoe wil hy gedien word. Maar die belangrike wat ons verlede week gesien het, is telkens die respectvolle, die bykans huiwering voor die groot mag, die heilige God. Wat ons herinner daaraan dat hierdie God, wat vir ons vir hom sê, vertrou my, is 'n heilige God. Is 'n heilige God. En hy wil met heiligheid en respek behandel word en sê, hy wil liewer tree versigtig op. En as ons dan sien hoe hulle hierdie feeste gevier het, dan is die dikwelsfeeste, dan ons offer, sê ek moet my skoon was, ek moet heilig wees. En as ons by die nagmaal is, het ons mekaar gesê, die nagmaal is nie 'n fees wat ons sommer net, ag ons met een van die feeste, ons kom en ons sit hier en luister en behalwe oor eet brood en wyn, dan gaan ek nie. Sommer, ons kom nie teenwoordigheid van hierdie heilige God, wat sê, ek het vir julle alles gedoen. Maar as julle na hierdie tafel toe kom, dat julle besef, julle is die klein verlore mensies, maar ek, die Almagtige, het vir julle ingetree deur my seun, dat julle vrykom. Kom neem deel in die ontvangsvryspraak en kry moed dat julle kan gaan, dat niks tussen julle en my staan en wat onthou. Dit beteken nie maar net sê, ag dankie Here, nou vee ons uit en ons gaan. As ons dit in sy hand ontvang ons iets wat ons wit was, skoon was, maar is 'n nuwe verbintenis, gee vir jou 'n nuwe lewe in my diens. Vanmôre wil ek voortgaan, en ek wil deel met julle, ek lees hierdie boodskap, is bykans die hele boodskap wat ek gelees het by Dominee Chris van Wyk. Ek het nou vergeet wat is die gemeente se naam waar hy gewerk het. Begaafde prediker en hy het ook baie Bybelse onderrig gegee in Bybelskole. En toe soek ek na iets oor hierdie, want al hierdie boodskappe gaan oor, maar ons moet met 'n skoon hart toe gaan. Ons moet konsentreer. Dis nie speletjies hier nie, dis ek en die heilige God. En iets van hierdie heiligheid en respek. Toe kom lees ek hierdie gedeelte. En nou vertel hy iets van die hele vraag, met watter hart? Hoe lyk dit in my hart? Hoe kyk ek? As ek nou hierdie lewe aanpak, wat het ek die binnekant nodig?
En dan praat hy hier oor hierdie respek, heiligheid, en toewyding en egtheid, en die implikasies wat dit het vir my en vir die kerk van die Here vorentoe. Dan begin hy hierdie boodskap en hy begin dit heel voor met die konings. Hy vat Saul, Dawid en Salomo. En nou hier begin hy nou hierdie hele gedeelte wat ons hier sien. Saul word as koning gesalf. En God het Saul se hart verander, sodat hy hom kon gebruik. En nou hierdie gedeelte sê, hulle daar in Gibea gekom, en toe hy weer sien, kom daar 'n groep profete om tegemoet. Hy is nou gestuur, gekroon as koning. En nou lees ons hier in Samuel, dit is verhaal soos dit in 1 Samuel voorkom. En daar staan dat die Gees van God het kragtig in hom gewerk, en hy het saam met hulle as 'n profeet opgetree. So ons sien hier iets wat ons dat nog nooit van Saul opgemerk het nie. Ons sien hom net hier is die groot koning wat ongehoorsaam is en lyk of hy nou maar nie hy's 'n ou was wat stewigheid in hom gehad het nie, maar daarna dat hy gekroon is en voorgestel is, staan daar die Here stuur toe vir hom. En hy kom met 'n klompie profete, en daar tree hy saam met hulle as profete op. So iets het spesiaal met hom gebeur. Die Gees van God het met Saul gewerk. God kies hom, en hy gee sy Gees om hom te bemagtig. Maar goed, daar kom ons by die volgende gedeelte. Wanneer Saul nou aan die volk bekendgestel moet word, nou, hy is gekroon, en nou wil Samuel aan die volk bekendstel. Soos hy skielik hierdie bang oukie, en hy kruip weg, agter die klomp bommels, nou vra hulle, waar is die man dan nou? Waar is die man dan nou te voorstel? So hy kruip weg tussen die bommels goed. En toe die Here sê, dis waar hy is, gaan haal vir Saul. En dan is die wonderlike ding, hierdie Saul wat nou hier bang en benoud is, dat ons sien die Here los nie vir Saul daar. Maar ons lees in die volgende, in 10 vers 26, Saul het na sy huis toe gaan in Gibea. Die dapperes wie se hart deur God geroer is, het saam met hom gegaan. Met ander woorde, God gee toe 'n klompie mense om saam met hom te gaan, om hom te gaan ondersteun. God gryp in wat ons God verstaan. Hy is ons alleen, die taak is geweldig. Daar saam met die profete was dit een, en hier saam met die volk, jy nie weet of hulle saam met jou sal gaan hê. 'n klomp ongehoorsame mense, so skrik hy dan. Nou sy alleen in hierdie weg. En hy is bang, kruip weg. En as hy uiteindelik geroep word, en sy hier sê, en hy staan daar seker van homself. En 'n paar mense het gewonder oor hom. En lees maar gerus, as dit in Samuel 10. Sê maar God het mense gestuur wat hom ondersteun, dat hy die moed skep. En die gevolg van hierdie goed, as ons nou 1 Samuel 11 lees, dan die Saul en sy manne, sy harte is dan met die Here, hulle is gehoorsaam. Daar kom 'n oorlog met die Ammoniete, en as daarvan lees ons dan in hoofstuk 12, dat hulle hierdie geveg wen. Hoofstuk 11, hulle wen hierdie geveg, want hulle is nou gehoorsaam. Hy skep moed, hy vertrou die Here. En dan in 1 Samuel 12, dan hoor ons hoe dat praat oor hierdie hart en as ons heeltyd moet daar wil sê. Samuel moedig nou hier na hierdie gevegte die volk aan. Dan sê hy, bly dien die Here met julle hele hart, anders sterf julle almal. Bly dien met julle hele hart, anders sterf julle almal. Maar so waar is vet, die volgende oorlog, die volgende bedreiging, kry Saul die opdrag, wag vir Samuel. Sien, God het 'n koning gegee, want die mense wou 'n koning hê. Hulle het die profeet Samuel gehad, maar mense wou 'n koning hê. Hulle wou koning hê aan die weg, soos die ander volk. God gee vir hulle koning, maar hy is nog steeds die groot regerder. Die koning, die profete almal, is verteenwoordigers van God. En dit was so dat hulle geloof moes wys
voordat hulle ingaan, dan moes hulle eers sê, ons vertrou op God, ons gee ons in God se hande, ons erken sy almag, dan was daar offers gebring. En nou sou hulle sy manne hier, en hier kom hierdie bedreiging, die geveg is op hande. Saul en sy manne raak bang. En nou het die ding in Saul gebeur. As met die offer bring, die offer is, die offer gebring is, dan is God mos hier. Sien ons verloor so maklik die perspektief. Ons moet kerk toe gaan, hoor baie mense, ek het 'n slag in die kerk toe gaan, 'n slag oor die nagmaal toe. Ek het slag kerk toe gaan, 'n slag nagmaal toe, 'n slag Bybel lees, 'n slag bid, maak die dinge reg. Dis die eerlike opregte kontak en het werk om na God wat saak en Saul begin sommer en hy doen die offer. En toe hy klaar is met die offer, toe kom Samuel daar. Hulle is ongeduldig. Kom ons kyk na die volgende gedeelte. Samuel kom daar aan en hy sê vir hom, jy dwaas gehandel. As jy maar die bevel van die Here jou God wat jou gegee het, nagekom het, waarlik dan sou die Here nou jou koningskap oor Israel bevestig het, maar nou sal jou koningskap nie bestendig word nie. Onmiddellik, hy is getoets, hy is ongehoorsaam. En dan lees ons eentjie verder in 1 Samuel 13. Sê, die Here sal vir hom 'n man na sy hart soek. Hy sal hom aanstel as regerder oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Here jou beveel het. Jy het nie gedoen. God gaan iemand anders aanstel. Saul en sy manne was bang. Ons kan dit verstaan. Maar God wil al die pad vir hulle die belangrike les leer. Vertrou my, ek is die almagtige. En as ek vir julle belofte maak, dan hou ek daarby. Moenie maak soos jy wil doen. En die einde van hom kom in 1 Samuel 15, die tragiese einde, en as ons nou verder kyk, dan sien ons daar, kyk wat sê God uiteindelik oor hom. God sê, ek is bedroef daaroor dat ek Saul koning gemaak het, want hy het vir my aan weggedraai en nie my opdragte uitgevoer het. Die Here het vir Saul kanse gegee. Hy het hom koning gemaak, sy gees gegee. Toe hy bang is, toe het hy vir hom mense gegee om te ondersteun. Hy het Samuel gegee om die offers te bring, dat hy kan moed skep en die oorwinning gegee en hy sê, vertrou my nou, Samuel sal daar wees en my teenwoordigheid bevestig en hy val in ongeloof. Nou kom ons by die volgende deel in 1 Samuel 16. Dus hier kom ons dan nou by Dawid, die man na God se hart, wat God toe uiteindelik sien. Daar staan die Here het vir Samuel gesê, want nou Samuel baie hartseer, want die koning het gefaal. Wat gaan nou van Israel word? En sê God vir hom, die Here sê toe vir Samuel, hoe lang gaan jy nog oor Saul treur nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. So gaan na Isaai toe. Daar's iemand wat jy as koning moet gaan saak. Nou sien ons nou hier weer die mens, nou kom hulle so voor hom verby en hy dink hierdie, ons ken ons daai verhaal. Nou staan hy van vers 6 af, toe hulle inkom met Samuel vir Eliab gesien en gedink die gesalfde van die Here, hier staan hy voor die Here. Maar sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die Here kyk na die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. So hierdie hele boodskap is wat binne aangaan. En die hele boodskap reg van die begin af, die jare soos gepraat het. Ons praat oor die uitdaging en sê, die binnekant in jou hart moet jy die vrede kom hê, die geloof kom hê, die vertroue hê.
En dit is so belangrik dat ons hierdie boodskap kry, die bevestiging. God kyk anders, baie duidelik. Die mens kyk na iets anders. God sê, dat is ander goed wat buitengewone lengte, so Saul, hierdie man wat groot is, indrukwekkend, soos in leer. En dan kyk ons na volgende, nou kom Dawid. Nou, toe hulle nou die allemaal verby is, en die een van hulle word aangewees, sê vir hom nou, is dit al jou seuns? En hy sê, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op. Toe sê Samuel vir Isaai, laat hom haal. Laat ons eet nie voordat hy nie hier is nie. Isaai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatstrek gehad, 'n gelaatskleur gehad, mooi oor, goeie voorkoms. Toe sê die Here vir Samuel, staan op en salf hom, want dis hy. Samuel het die horing met die olie gevat en hom voor sy broers gesalf. En daar staan nou weer eens, is God wat beheer neem, maar daar staan, die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. As die Here aanstel, dan gee iets van homself hierin. En so word Dawid dan aangewys en bekragtig met die gees van God. Dawid se hart was nou by die Here, dat die gees het hom gewen. En vir Dawid was hierdie hele ding van die hart belangrik. My hart, Dawid se hart was by die Here. Nou as ons nou in Psalm 139 lees, 2 versies daar, wanneer hy nou Psalm 139 skryf, dan sê hy daar, Here, U weet alles. U kyk dwars deur my. U weet wat ek gaan sê voor die woord op my tong is. U weet selfs wat ek gaan doen, voor die gedagte by my opkom. Ek kan vlug net waar jy net was, hoogte, dieptes, waar ook al. Maar U is daar, as nergens ter plek waar U nie is nie, waar ek van U kan wegkom. Dan praat hy oor die sondaars en hy praat oor God se haters en so. Dan kom hy aan die einde van hierdie psalm, dan sê hy hierdie woorde. Deurgrond my oor God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. So Dawid, op hierdie punt, sê my hart, Here, my hart. Kyk asseblief, terwyl jy alles weet, terwyl jy alles wat dwars deur kyk, en vra, kyk asseblief nie dan nie. Jy grond my. As ek op die verkeerde pad is, draai my terug. En dan verstaan die mense hoekom dit vir hom so krities belangrik was, want onthou julle, sê so baie lang gelede nie, het Dawid gefaal. Hy het geval vir Batseba, die sonde met Batseba. Nou lees ons, as ons nou kyk, paar psalms gelede, 51, kom ons kyk net goed daar. Psalm 51, is die gebed wat Dawid gebid het na sy val met Batseba. Nou sê hy, U verwag opregte diep in die mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil hê ek moet lewe. Dan sê hy, neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees, skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Dawid het sy les geleer. Die groot koning, magtig koning, God is hier. En 'n mens verloor perspektief, jy raak roekeloos. En hierdie geseënde koning, werktuig van God, val vir 'n vrou wat jy egbreek pleeg en 'n moord pleeg om sy skande weg te steek. En dan bid hy hierdie gebed. Here, skep vir my 'n rein hart, vernuwe my gees en maak my standvastig. Ek kan nie so lewe, so losdobber. Dis moet gemaak word, my hart moet by U wees. So Dawid verstaan hierdie ding van die hart. Dawid leer die belangrikheid van trou aan die Here, aan sy voorskrifte, aan sy woord, aan sy wette. Want dit hou my veilig. En ons het dit ons nog gehoor, toe ons nou
Die eerste dag staan Psalm 119 vers 11 byvoorbeeld, het ons toe saam gelees, hy sê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek nie teen die sondig nie. My woord aan my hart gebere, want dit moet my herinner van my sê, so, nee. Psalm 119 vers 80 het hy gesê, laat my volledig by die voorskrifte bly, volledig. Ek moet nie gaan pinkie ooplos, 'n venster of 'n deur ernstig wat die duiwel kan aankom nie. Laat my volledig by die voorskrifte bly, sodat ek nooit raadop sal wees nie. Nooit raadop. En dan kom ons nou, dit was nou Dawid, en nou kom dit, dat Salomo koning geword het. Nou, as Salomo koning word, dan sien ons nou hier, hoe het hierdie opregtheid van hart van sy pa, die invloed op Saul gehad. Toe die Here vir hom vra, wat wil jy hê, moet ek vir jou gee? Onthou ons mos wat het hy gebid. Maar deel van hierdie gebed het hy gesê, U het groot trou aan my vader bewys. Hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam en opreg teenoor U. So, het by sy pa dit geleer, is 'n belangrike les van ons, dat ons kinders, die mense rondom ons by ons hierdie ding sien. My pa het 'n trou, of trou aan my pa bewys, en sy reaksie, hy was getrou, gehoorsaam, opreg. En nou sê, Here my God, U het my nou koning gemaak in my vader Dawid se plek, maar ek is nog jonk en onervare, so hy is nie vol van homself. Nou is ek die koning, ek het die mag, en nou gaan ek maak en breek. Hy sê, ek moet regeer oor die volk wat U uitgekies het. Ek moet regeer, en vra, gee vir my gehoorsaamheid aan U, dat ek die volk sal regeer en in alles insig sal hê, want wie kan homself uit homself hierdie groot volk van U regeer? So hy sê, U het vir my pa 'n hart gegee wat kan luister, hy was gehoorsaam. En nou vra ek vir U, dat U vir my hart sal gee, wat luister, dat ek kan hoor. Want met net so hard kan ek die regter wees, die regerende wees in my volk. Net so kan ek onderskei tussen goed en kwaad en kan ek veilig wees. En dan lees ons dat God vir hom dit gee. So kom ons kyk met die volgende. Nou, wanneer die gebed, Salomo sy gebed gebid by die inwyding van die tempel, dan vra hy, sê jy het nou in 'n skrif gesit wat die rekenaar nou nie ken en nou kan bietjie klein gemaak. Maar hy sê dat sy gebed is, mag die Here ons God, vra hierdie 4 goed, by ons wees soos hy by ons voorvaders wag. Mag die Here ons God ons nooit verlaat of laat vaar nie. Mag die Here ons God ons gewillig maak om altyd volgens sy wil te lewe. En mag die Here ons God ons lei om ons te hou aan sy gebooie, sy voorskrifte en sy bepalinge wat hy vir ons voorvaders opgelê het. So mag die Here, en dan sê hy, mag julle, dan met volle oorgawe voor die Here julle God leef volgens sy voorskrifte en julle hou aan sy gebooie. Hy sê, mag God ons lei. Mag ons dit steeds sê en mag ons met volle oorgawe lewe om ons te hou aan hierdie gebooie. Wat het die les geleer? Die gehoorsaamheid bring die seën en die ongehoorsaamheid bring net probleme. En dan kom die belofte as ons by die volgende gedeelte kyk. Die Here sê, ek heilig hierdie tempel dan Salomo wat jy gebou het, sodat my naam altyd daar sal wees. Ek sal altyd daarvoor sorg en daarin dink.
En een van die ouer vertalingen sê, my hart sal altyd daar wees. Ek sal altyd daar wees. Kyk, my hart sal altyd daar wees. En die voorwaarde sê, en jy, as jy soos jou voorvader Dawid opreg, met oorgawe voor my leef, alles doen wat ek jou beveel het, my voorskrif en bepalinge nakom, sal ek jou heerskappy oor Israel bestendig. So die belofte, God sê, as julle my dien, sê dit vir hom, dwars deur die geskiedenis sê, as julle my dien, dan is my hart by julle. As julle getrou met my lewe, soos julle die voorbeeld van gelowiges gesien het, dan is ek by julle. Jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. As ons dan hierdie dinge gelees het, Saul sy hart van die Here af val in die busheid, die Here verwerp. Dawid lewe in God maak hom die suksesvolste koning seker wat in die geskiedenis van Israel was. Salomo wat sê, mag u met my ook werk en my lei om soos my pa, die voorbeeld wat hy gestel het. Jy sien, die seun, dis waar die seun lê, die voorbeeld. Hy vra dit vir my en vir jou. Hoe lyk my hart en jou hart vir die pad vorentoe? Wat die pad vorentoe met God? Salomo skryf in die Spreukeboek, dit is 4 vers 6 maar Spreuke 4 ergens, sê hy, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Dis die woorde wat ons moet hoor. Wees versigtig wat in jou hart omgaan. Daarmee sê jou kop, jou verstand, jou wese. Met ander woorde, hy sê vir ons, vra vir ons die vraag, hy sê vir ons, dit wat jy lees, dit waarna jy kyk, dit waaroor jy dink, waaroor jy praat, waarmee jy deelneem, hierdie goed, maak dat jy is wie jy is. Hierdie goed, skryf jou lewe, vorm jou gedagtes, maak jou trou of laat jou afdwaal. Dit bring die versoekings, of jy hou jou vas in die Here. En daarom is hierdie dinge belangrik. En dan is hier 3 goed, wat dan belangrik is, as ons weer 'n gesonde hart wil hê, en op die regte pad wees. Dit is die eerste belangrike ding wat Dawid sê, in Psalm 139. Deurgrond my hart, sê hy vir God, deurgrond my hart. Dawid maak al die deure oop. Al die deure. Ons laat mense inkom in die sitkamer, die res is privaat. God sê, door elke hoekie, elke vertrek vir jou hart inkom. Ek weet in elk geval, maar jy moet my toelaat, dat ek daar kan ingaan. Jy moet alles gee, want ek moet jou hele lewe oorneem, beheer, daarin kom in my woord, daarin skrywe, sodat dit jou kan beskerm. Deur grond, maar dan die tweede een, is die tweede, gee oor aan God. So eerst deur grond en gee oor aan God. Maar hy nou bid, skep nou vir my 'n rein hart. Skep vir my 'n rein hart. So ek maak alles oop en dan sê ek, Here, ek kan nie. Wees jy die pottebakker en ek die klei, dat ons dit vir die Here sal sê. Nie net oral nie, maar jy daar wil jy sien, dan sê hy, deur grond my hart, kyk op die verkeerde pad is en lei nou op die regte pad. Neem asseblief beheer
het jy die Gees, bring die oortuiging wat dit verkeerd is, gee die krag en die moed om te doen wat u wil hê, wat vir my wys wat gedoen moet word. Gee oor, skep vir my 'n rein hart, maak my oor. Die derde een, panser jouself. Panser jouself. Hy sê daar in Psalm 37 vers 31, hy sê die wet van die Here is in sy hart. Sy voete sal nie struikel. So wat sê hy as hy oor hierdie omskryf, dan sê hy die Here se wet is in sy hart, daarom sal sy voete nie struikel nie. Gee oor aan God dat hy jou oormaak, dat sy woorde in jou hart kom skrywe. Sê, soos moet ons panser. As die Here se woord, en ek sê, Here, u wil, u woord, was nie ander wet van die lewe. In Psalm 119 vers 11 wat Dawid sê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sal sondig nie. Die Here se woord, het ek daar gebere. Dis die filter, dis die hek, dis die wag. Hierdie drie dinge het ons nodig, as ons wil veilig lewe, as ons geseënd wil lewe, sê deur grond my hart, Here, in elke hoekie, dat die lig oral skyn, dis daai goed in krag, en ergens in die hoekie sit. En neem dit dan oor, en hervorming, Here, dat die dag skryf staan, dat ek daar weer beskerm sal wees. As ons kyk na die volgende een, Here wil hê dat ons sal fokus op God se woorde en God se hart. Dat hy vir ons wys dat hy ons liefhet, dat hy ons wil beskerm, dat hy net die beste van ons gedagte het. Dan moet ons hoor wat hy vir ons daaroor sê. En as ons dit doen en begin lewe, dan ons lewe kan ons lewens begin vrug te dra in ons dade. Wees versigtig wat jy laat omgaan met dit, bepaal jou lewe. En aan binnekant is, bepaal my leefwyse en my dade. So God seën my om in hierdie wêreld tot seën te gaan wees. Dis so sy roep. Dan sien ons hoe wonderlik is Dawid geseën om sy volk te lei, geseën was die volk, maar kyk net sy nageslag, sy seun Salomo. God seën hom met gehoorsaamheid en getrouheid, met 'n mooi voorbeeld, sodat hy tot seën kon wees as sy seun Salomo se lewe, wat hy sê, ek het gesien, dis wat ek begeer, en die invloed wat Salomo gehad het, as koning, omdat sy pa die seëninge wat hy van God ontvang het, sy eie gemaak het, en daai seëninge geleef het, en sy seun se lewe oorgedra deur sy voorbeeld. So kom ons fokus op God se woorde en sy hart, ons sien sy hart vir ons. Ons lief, en hy het net die beste in gedagte, daarom sê, luister na my woord. Wees gehoorsaam, dan gaan jou dade vrugte dra, en jy gaan seën wees in jou wêreld, in jou gesin, in jou gemeente, in jou gemeenskap waar jy is. En mag die Here vir ons vanmôre hierdie woorde baie duidelik sê. Sê ek is die raadsman, en ek het vanmôre weer kom raad gee. Ek het die pad oopgemaak. Julle gaan hierdie pad met sukses loop. Met sukses, as julle na my woorde luister. Ek het oorwinning na oorwinning na oorwinning gegee. Vir Saul dit gewys, totdat hy sy eie gevegte wil veg. Hoe verwerk ek hom?
Ek het met Dawid gedoen. En Dawid het deur die see gegaan, want Dawid was gehoorsaam. Ek het dit vir Saul gedoen. Vir Salomo het dit gedoen, want hy was gehoorsaam. So sê hy vir my en vir jou. En ek seën julle met hierdie selfde woord. Roep julle, dat julle harte vir my troon sal. My troon. Ons besef dat ons hierdie woorde gedurig hoor. En ons het alles wat Saul, wat Dawid, wat Salomo gehoor het, en nog meer. Maar ons het ook die volle verhaal van Jesus Christus hoor. En toch moet ons erken vandag, dat ons nie oral gehoorsaam is nie. En dat die Here dalk al in ons lewens ook met ons anders kan wees as genade. En dat hy oor my en jou lewe dalk ook, soos Saul ons sê, ek is teleurgestel en dit verwerk. En daarom is het nodig dat ons dalk vanmorgen net voordat ons hier afsluit van ons leer, kom ons kyk na die volgende. Dat ons vir die Here kom sê, Here, ons bely ons is sondaars. Ons sê dit vir die Here met hierdie woorde, en as ons klaar met bely het, dan gee ons 'n paar oomblikke van doodstilte, dan dink ons wat het ek nou vir die Here gesê. Ek vra vir hom, Here, wys my vandag, elke dag, as ek stil word voor U wat verkeerd is, sodat ek daar teen kan beklei. Help my, dat ek die woorde leer, dat ek die woorde bedink, dat ek weet, U bring ons hier by mekaar, by geleenthede soos hierdie om te hoor, dis genade oomblik. Maar as ons Bybel lees, dat ons kan hoor, dan praat ons ook vertaal met die Here. So kom ons net soos wat ons so sit, en sê ons het vir ons herken, Here, ek sit hier net met 'n sonde las, maar ek wil hy verdienste kom vashou. Ek vra dat U my sal opgaan, dat U die pad klaar vir my opgemaak. As asseblief vir my maak my.
Die Here sê vir ons in sy woord, as jy julle sondes bely, God is getrou en regverdig om ons te reinig van al ons sondes en ongerechtigheid. Daarom kan ek vir jou sê, as jy opreg vir die Here belydenis gedoen het, dat jy het saam nie ook aan huis toe vat, ek is vry. God het my vanmorgen vrygespreek. Ek roep by ons, dat sê, gaan panser jou vorentoe met my woord. Toeworde. Ek is by jou. As ons dan by die Here sy genadiging hoor het, kom ons bid nou hierdie gebed en ons sê van Here, U het my nou skoon gemaak en U vra as ons gewas is, dat ons in die nuwe lewe moet lewe. En dan wil ons met hierdie lied, met hierdie gebed van ons sê, Here sê, ek wil nie afsluit sonder om nuwe verbintenis te maak. Kom ons doen dit. En met hierdie woorde, as jy dit saam sing en saam lees, dan mag dit elkeen van ons gebed wees. Die 2:7:1, al 2 verse. Ons het 2 verjaardag van Marie Wester.